Twee Mosambiekse burgers vas vir die moord op Ernst en Dina Maree in die Nasionale Krugerwildtuin en die inligtingsreguleerder se aansoek om appel vir die publikasie van matriekuitslae is van die hand gewys. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Twee verdagtes wat na bewering betrokke was by die moord op die Suid-Afrikaanse egpaar Ernst en Dina Maree, wat 2 weke gelede by Crooks Corner in die Nasionale Krugerwildtuin vermoor is in hegtenis geneem. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, het die deurbraak verwelkom. Volgens Oukamp het die mans reeds skuld beken danksy samewerking tussen wildbewaarders, internasionale bewaringsliggame en Mosambiekse speurders. Oukamp sê dat die amptelike uitleweringsproses binnekort sal begin, sodat die verdagtes in Suid-Afrika verhoor kan word. Oukamp het beklemtoon dat misdaad in nasionale parke nie geduld sal word nie en hoop dat die inhegtenisneming vir die Maree-familie berusting sal bring. Ons het vandag eenaf gesê dat ons alles in ons vermoë sal doen om seker te maak dat die mense wat daardie moorde gepleeg het gearresteer word. Ek wil my dank betuig aan elke persoon van SANParke, van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, as ook die owerhede in Mosambiek wat kliphard saamgewerk het om seker te maak dat hierdie mense gearresteer word. Ons moet nou seker maak dat die uitleweringsproses van hierdie mense aan Suid-Afrika spoedig en glad verloop. Ek het reeds met ons Suid-Afrikaanse minister van internasionale betrekkinge en samewerking, as ook ons minister van Justisie, gesprekke gehad hieroor. Ons harte gaan uit na die familie van Ernst en Dina Maree. Die inligtingsreguleerder se aansoek om appel vir die publikasie van matriekuitslae is van die hand gewys. Die hof het bevind dat die gebruik van eksamenommers die privaatheid van leerdlinge genoegsaam beskerm en dat die uitslae in die openbare belang gedeel mag word. Volgens AfriForum se hoof van kultuursake, Alana Bailey, is dit 'n verligting dat die dispuut oor die publikasie van matriekuitslae uiteindelik opgelos is. Bailey sê dat die uitspraak ook verseker dat belangrike wetenskaplike navorsing wat van anonieme kodes gebruik maak sonder struikelblokke kan voortgaan. Dit volg op 'n uitgerekte regstryd wat reeds in 2022 begin het nadat die departement van basiese onderwys probeer het om die publikasie van uitslae te verbied. Volgens die Nasionale Kinderbeskermingsregister is meer as 8.900 kindermishandelingssake en 3.200 seksuele mishandelingssake in die eerste tot derde kwartaal van 2025-2026 aangemeld. Die aktivistegroep Women and Men Against Child Abuse is van mening dat Kinderbeskermingsweek sinloos is, aangesien die stelsel vir 51 weke van die jaar nutteloos is. Die groep se hoof van voorspraak, Loop Lamprecht, sê die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die nasionale vervolgingsgesag, as ook die hofstelsel laat kinders in die steek. Hy lig onvolledige dossiere, uitstaande DNS-bewysstukke en ontsporing van misdaadondersoeke uit as voorbeelde van 'n stelsel wat herhaaldelik misluk. Hy sê as die regering en aktiviste Kinderbeskermingsweek na behoore wil belig, moet hulle presies uitwys hoe kinders geval word. Die groep sal môre buite die Landdroshof in Alexandra betoog om verskerpte vervolging van seksuele misdrywe te eis. Die langverwagte aksieplan van president Cyril Ramaphosa se nasionale waterkrisiskomitee om Suid-Afrika se voortsleepende waterprobleme in munisipaliteite op te los, is uiteindelik saamgestel. Die minister van Water en Sanitasie, Phemi Majordina, sê die komitee het 'n gekoördineerde nasionale plan ontwikkel wat verskeie departemente en rolspelers saambring om die waterkrisis landwyd te bestuur. Die plan fokus op die stabilisering van sukkelende munisipaliteite, beter infrastruktuurbestuur, verhoogde finansiële volhoubaarheid en sterker aanspreeklikheid in die watersektor. Dit sluit ook die bekamping van korrupsie, verbeterde instandhouding en groter betrokkenheid van die privaat sektor in. Inwoners en besighede in die oostelike dele van Pretoria moet hulself vir lae waterdruk en plek vir wateronderbreking stel. Die Tshwane Metro het die Linwood Reservoir toegemaak vir dringende herstelwerk, aangesien lekkasies in die muurlas en vloerblad van die struktuur bespeur is. Woongebiede soos Linwood, Linrodien, Menlo Park en Persekor uitbreiding 10 sal geraak word. Die metro vra om verskoning vir die ongerief en het inwoners aangemoedig om waterverbruik tydens die onderbreking te verminder.
Die DA-raadslid Siobhan Miller sê dat dit hoogtyd is dat die metro van naderby kyk wat fout is met die struktuur. Sy sê die omgewing sal vir die volgende 6 dae deur laagwaterdruk of wateronderbrekings geraak word. Finally, after 2 years, the City of Tshwane is taking a look at what is wrong with the wall, and now I understand the floor of the main reservoir at the Linwood Reservoir. They are going to drain all the water out. They've already closed the input of water into the reservoir, and that should take 4 days to drain. Then an investigating team will go into the reservoir, see the extent of the damage, see what they need to do, after which they will refill the reservoir. 2 days to refill the reservoir. So residents, use the water now so we can drain it as quickly as possible. You will have lower pressure, but it seems that the time we will get to where there's no water will be when they're trying to refill that reservoir. Up to 2 days. Higher lying areas will suffer more than the lower lying areas. En dit bring ons aan die einde van vanaand se Visuele Nuusbulletin op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons het môre weer 'n afspraak.